Die reaksie tussen kalsiumkarbonaat en verdunde soutsuur is een van die klassieke reaksies wat gebruik word om reaksietempos te bestudeer. In hierdie eksperiment word die massa van kalsiumkarbonaat konstant gehou en die temperatuur van die verdunde soutsuur op 40°C gehandhaaf. Die volume is telkens 500 kubieke sentimeter. Die konsentrasie is 0,1 mol per kubieke desimeter. Nou dis belangrik. Die volume word in kubieke sentimeter gegee en die konsentrasie in mol per kubieke desimeter. Let net daarop as jy enige berekeninge moet doen. Die toestand van die kalsiumkarbonaat, dit is wat verander word. Ons het korrels, ons het klonte, ons het poeier. So dit sal die onafhanklike veranderlike wees, die een wat jy verander. Maar wat is die afhanklike veranderlike? Wat is dit wat jy meet? Nou in hierdie geval sal dit die reaksietempo wees. Nou soos reeds genoem, die onafhanklike veranderlike is die veranderlike wat jy verander tydens die eksperiment. So, die reaksieoppervlak sou korrek wees, maar ek kon ook hierdie opskrif neergeskryf het, naamlik die toestand van verdeeldheid van die kalsiumkarbonaat. Ons resultate wys vir ons die volume koolstofdioksied gas wat gevorm word in kubieke sentimeter teenoor tyd. So duidelik kan jy sien by 20 sekondes is daar 300 kubieke sentimeter gas wat vorm. By 40 sekondes is daardie waarde nou 460 kubieke sentimeter en by 60 sekondes is ons by 500 kubieke sentimeter. Wat kan van die grafiek afgelei word oor die tempo van die reaksie gedurende die interval 20 tot 40 sekondes? So kyk, tussen 0 en 20 sekondes. Daar's my helling. Dis baie styl. Ek vorm 300 kubieke sentimeter koolstofdioksied. Maar tussen 20 en 40 sekondes is daar 'n afname in die reaksietempo. En ek kan dit aflei vanuit die afname in die gradiënt. Wat dink daaroor? Tussen 0 en 300, ek vorm 300 kubieke sentimeter koolstofdioksied in die eerste 20 sekondes, maar 300 tot 460 net 160 kubieke sentimeter tussen 20 en 40 sekondes. Jy kan dus duidelik sien, het sy deur te kyk na die gradiënt of deur 'n eenvoudige berekening te doen dat daar 'n afname is in die reaksietempo. Wat is die reaksietempo tussen 60 sekondes en 120 sekondes? Duidelik kan jy sien jy het 'n reguit lyn, daai waarde bly konstant by 500 kubieke sentimeter. Daar is dus geen addisionele koolstofdioksied wat vorm nie en gevolglik kan ons sê die reaksietempo is 0. Weereens kan jy of 'n berekening doen of jy kan bloot sien die gradiënt is 0, met ander woorde die reaksietempo is 0. Nou moet ons die gemiddelde reaksietempo vir die volledige eksperiment bereken. Nou ons weet die gemiddelde reaksietempo gaan die verandering wees in volume gedeel deur die verandering in tyd. Nou ons eindig by 500 kubieke sentimeter koolstofdioksied gas. Ons het begin met geen gas nie. En ons deel dit deur die tyd. Daardie 500 kubieke sentimeter word daarso bereik by 60 sekondes en ons het begin by 'n tyd 0. So dit beteken ons sit met 500 gedeel deur 60 en dit gee vir ons 8,33 kubieke sentimeter per sekonde. Ons vergelyk nou die koolstofdioksied wat gevorm het in eksperiment A met die van eksperiment B. In beide gevalle is die volume dieselfde, die konsentrasie is dieselfde. Al verskil is A maak gebruik van korrels
en B van klonte. Korrels beteken 'n groter reaksieoppervlak. Klonte 'n kleiner reaksieoppervlak. So A gaan beslis vinniger plaasvind. Daar gaan 'n hoër reaksietempo wees. Maar die hoeveelheid produk wat vorm gaan identies wees in beide gevalle. En dit beteken die antwoord is gelyk aan. So al vat B langer om by daardie waarde uit te kom, gaan dit steeds by dieselfde waarde uitkom as in die geval van eksperiment A. Nou vergelyk ons eksperiment A met eksperiment C. Weereens, volumes is dieselfde, konsentrasies is dieselfde. A maak gebruik van korrels, B maak gebruik van poeier. Poeier het selfs 'n groter reaksieoppervlak as korrels. Met ander woorde, eksperiment C gaan teen 'n hoër reaksietempo plaasvind as reaksie A en 'n hoër reaksietempo beteken 'n steiler gradiënt. So ons gaan 'n steiler gradiënt hê vir eksperiment C as vir eksperiment A. En weer eens, in beide gevalle van A, B en C gaan die volume koolstofdioksied wat vorm presies dieselfde wees. 'n Vraag wat feitelik elke liewe jaar gevra word. Gebruik die botsingsteorie om jou vorige antwoord te verduidelik. Nou in eksperiment C, poeier. Poeier het 'n groter reaksieoppervlak as eksperiment A waar korrels gebruik word. En dit beteken dat daar baie meer kalsiumkarbonaat deeltjies is wat blootgestel word aan die soutsuur, wat die kans vir effektiewe botsings tussen die soutsuurmolekules en die kalsiumkarbonaat deeltjies verhoog. En aangesien die tempo van effektiewe botsings toeneem, sal die reaksie vinniger plaasvind. Aanvaar dat die molêre gasvolume by 40 grade Celsius 25,7 kubieke desimeter per mol is. Bereken die massa kalsiumkarbonaat wat in eksperiment A gebruik is. Nou, die aantal mol koolstofdioksied is die volume gedeel deur die molêre gasvolume. En in hierdie geval weet ons dat 500 kubieke sentimeter het gevorm, met ander woorde 0,5 kubieke desimeter. En ons deel dit deur die gegeewe molêre gasvolume van 25,7 en dit gee vir ons 0,0195 mol koolstofdioksied wat in hierdie geval gevorm het. Ons sien vanuit ons gebalanseerde vergelyking dat die molêre verhouding van koolstofdioksied tot kalsiumkarbonaat is 1:1. So die aantal mol kalsiumkarbonaat wat verbruik is, gaan dieselfde wees as die aantal mol koolstofdioksied en dit is 0,0195 mol. En nou moet ons die massa bereken. Aantal mol is massa gedeel deur die relatiewe formule-eenheid massa, want kalsiumkarbonaat is 'n ioniese binding, so die massa gaan gelyk wees aan die aantal mol, maal met die relatiewe formule-eenheid massa, en daai is 0,0195 maal met die relatiewe formule-eenheid massa. Kalsium se relatiewe atoommassa is 40, koolstof is 12 plus 52 en 3 maal 16 vir die suurstof is 48. 48 plus 52 gee vir my 100 gram per mol. Dit is maar 'n getal wat jy kan onthou en dan weet ons die massa is 1,95 gram.